Ek gaan 'n paar noem, maar ek wil vra dat die luisteraars dit asseblief aan hulle bediendes en hulle werkers en almal waarmee hulle deel die waarskuwing ook oordra. Eerstens, hulle moet geensins enigiets van enigiemand vat of in hulle huise of naby hulle as 'n persoon toelaat in hierdie 21 dae, wat ek dink in hierdie geval later verleng sal word. Vir die blote rede, die hoofdoel is om sosiaal geheel en al distansie te bou. En tweedens, enige produkte wat wel geoffer word, moet voordat julle dit enigstens vat, onthou haastige hond verbrand sy mond, moet julle uitvind presies wat is die produkte, waar kom dit vandaan en moet dit behoorlik getoets word. In ander woorde, dis maar 'n moeilike proses, maar as jy nou werklik waar van produkte tekort raak, is dit beter om eerder jou huisdokter of die autoriteite of selfs jou veiligheids- en sekuriteitsautoriteite te vra daaromtrent. Doen eerder die ekstra uur of 2 ure se rondsoekery, vraery, bel 'n vriend. Daar's 'n goeie een. Maar vind uit, want ons het nou al gekry tot so erg soos water wat verdun is met Kool-Aid wat verkoop is as Hibityn. Dit is verskriklik in hierdie land. Dit is nie, ek sak my kop in skaamte dat Suid-Afrikaners dit doen, maar hulle gaan uit hulle pad uit om juis in hierdie vulnerable tyd, in hierdie tyd waar ons almal so down and out is, om mense nog steeds van die bietjie wat hulle oor het, en dit is geld, uit hulle uit te kry deur vals produkte te bied. En dan 'n ander ding wat ons baie kry is WhatsApps, voice notes, e-posse, alles op al die platforms is mense wat beweer daar's autoriteite buite of mediese buite wat wil inkom en hulle wil toets. Moet vir geen omstandighede enigiemand die deur oopmaak nie. Om die waarheid te sê, net die blote feit as mense in jou yard is, het jy al klaar te ver ingelaat. Never mind as hulle voor by die tuinhekkie is of waar jy jouself ook al bevind, moet niemand inlaat nie. Al het hulle die mooiste klere aan, al is daar watter kar of suits, moet nie daarvoor val nie. Tensy jy direk deur die mediese instansie of die autoriteite gekontak is met 'n professionele oproep of brief, dat daar een of ander toegang na jou huis toe of per persoon of 'n persoon wat daar genader moet word omdat daar 'n bewering is dat hy in kontak was met iemand wat nou positief getoets was, moet jy geensins reageer nie. En niemand kan jou later in ieder geval verantwoordelik hou omrede jy hierdie streng reëls toepas, want daar is soveel van hierdie mense wat rondgaan, en dan as hulle in jou huis is, pleeg hulle een van twee goed. Dis boewe, wat hulle self vermom het, en dan as hulle in die huis kom, dan roof hulle die mense van selfone en laptops, is 'n vinnige in- en uitroof, of selfs groter roof, hulle vat karre ook en so voort, so hulle misbruik hierdie hele situasie, of tweedens, hulle probeer produkte en allerhande goed aan jou verkoop en sê, jy het nou getoets, nou skuld jy dit. Dis soos die vensterwasser wat jou venster eers was, en dan as jy wil ry, wil hy jou nie laat ry nie, want jy het sy windscreen skoon gemaak. Die mense moet eenvoudig by die reëls bly, en daar's 2 groot reëls. 1, jy laat niemand toe naby jou nie, en 2, jy was jouself gedurig en aanhoudend. Ja, Mike, die persone wat nou by hierdie senters betrokke is, wat julle nou al teëgekom het, wat is die pryse wat hulle omtrent hier vra vir hierdie tipe goederes? Lyk dit of dit 'n winsgewende bedryf is in die stadium? Ja, kyk, alle knocks en scams is vir die boef winsgewend, want ons groot probleem in die toekoms, dit is verskriklik die dode talle wat gaan reis, maar die groot probleem in die toekoms gaan ons finansiële infrastruktuur wees. So die boef sal van vandag af en eintlik maar nog altyd in ons land die geleentheid gebruik van wat ook al opkom tans in die land om dit te gebruik tot sy voordeel om 'n misdaad te pleeg. So tans is die coronavirus, julle kan sien ook die grappies wat daaroor gemaak word, daar's daar duisende, maar julle kan ook die ernstige goed sien wat geplaas is van die hoeveelheid mense wat dood is, daar's duisende. Maar ek kry die idee dat tot 90% van ons ongeletterde en hoe sal ek sê, arme mense in ons land nie noodwendig dit baie ernstig opneem, en dan al is daar 'n vorm van paniek, is daar 'n onkunde rondom dit van die gevaar, wat 'n virus doen en hoe gevaarlik hy is en hoe hy vinnig kan versprei en wat se gevolge hy het eventueel op die mensdom en die ekonomie, deur eenvoudig maar aan te gaan soos normaal. Ons het nou video's gekry. Ek het in
die laaste 2 video's gekry van mense wat eenvoudig dit heeltemal aflag, grappies daarvan maak en in die laaste 2 dae waar almal gaan aan soos as business as usual. Mense wat drink, nog steeds drank verkoop, skelmdrank verkoop, mense wat in die malls rondloop is, by die ATM's is, oral aangaan soos normaal en hulle nie steur aan wat die president baie duidelik gestel het en waarmee ons 100% saamstem, dat daar moet 'n lockdown wees vir 21 dae. So die boewe gaan definitief gebruik maak van hierdie tyd en die pryse is enigiets van ‘n R500 tot ‘n R5000, whatever they will pay. Onthou die ouens wat die mense scam, weet dat die produkte wat hulle gee is niks werd nie, of dit is gesteel. En enigiets wat hulle kan inkry om 'n vinnige quick buck te maak, sal hulle definitief vat hoor. Maar dankie Mike, jy gou by ons aangesluit het en hou maar hierdie boewe dop en wees maar op die uitkyk ook wat daar by die huis is. Onthou, dit is 'n staat van inperking. Met ander woorde, niemand is veronderstel om aan jou voordeur te klop nie. Vergeet nog handontsmettingsmiddels en gesigsmaskers aan jou te probeer verkoop. Jy luister na Klankkoerant middag, ons gaan voort net hierna.